Kom ons raak stil voor die Here. Ons groot God en Hemelvader, ons is dankbaar om die huis van aanbidding te wees weer eens opnuut. Waar ons vandag die besluit wil neem om ons lewens in die oor te gee en vra dat U beheer sal neem. Want ons vra dat U asseblief die Heilige Gees sal uitstort oor ons elkeen. Mag ons nie alleenlik net deelneem aan die nagmaal nie, maar mag ons ook so deel hê in Christus. Dit wat Hy gedoen het 2000 jaar terug en nog steeds in ons lewens elke dag opnuut doen. Dankie dat U nie op ons opgee nie. Dankie dat ons die belofte het van 'n ewigheid saam met U. Dankie dat ons kan weet, ons het die liefde van Christus wat ons dring om op te tree volgens sy wil. Ons vra dat U met ons sal wees, in Jesus naam bid ons dit. Amen. Ek is geseënd om hierdie te hê vir die eerste keer hier, so dit is my lekker om nie beperk te wees tot die agter die preekstoel nie. Ek wil graag vra dat julle in die Bybel sal saamblaai na 2 Korintiërs 5 vers 14 toe asseblief. So ek gaan die skerm ook wees, baie kort versie, wil julle uitdaag om in julle geheue vas te lê, onderstreep hom, merk hom, highlight hom, skryf hom neer, plak hom op julle spieël, lees hom elke liewe dag, want die liefde van Christus dring ons. Die Engels sê dit vir my so mooi, the love of Christ compels us. Mag die Here die lees van sy woord ryklik seën. Oh
so baie dankie dat ons vanoggend hier in die huis kan wees. Jy het elkeen van ons veilig hier gebring en ons loof en ons prys die naam ook daarvoor. Here, wat vanmôre vir ons so groot en 'n opgewonde dag is ons harte ook in 'n mate ook, is ons hartseer, want ons broer Patrick is vanoggend nie saam met ons en sy familie. En daarom, Here, wil ons sondes in die kruis uitgedra. Here, en waar ons dan later ook vanoggend getuienis gaan wees van lewens wat ook van self, van afself en weer in Jesus gaan opstaan. Sê ons so dankie, Here, vir die dopelinge wat vanoggend op 'n publieke wyse vir ons gaan wys wie lief hulle vir Jesus is en dat hulle van hier af in 'n nuwe lewe saam met Jesus gaan leef. Here, ons sê dankie vir elke offergawe wat ingekom het om die stadhuis aan te vul. Ons bid die seën daarop. Jesus.
Die liefde van Christus dring ons, en wat 'n pragtige naam is dit nie in Jesus eintlik. Voordat ons aangaan, wil ek net vra dat ons hoofde sal buig in gebed, en dan kan ons die Here net weer eens uitnooi. Hemelvader, baie dankie vir die voorreg wat ons het, om op hierdie Sabbatdag by mekaar te kan kom, om U naam te kan loof en prys. Soos nou net gesing was, Here, wat 'n pragtige, sterke, magtige naam is dit wat Jesus is. Dit wat U gedoen het, wat U nog steeds doen in ons lewens. Waar ons nog gaan lees in die Bybel van liefde, en hoe die liefde ons dring tot 'n lewenswyse, wil ek vra dat U asseblief elke struikelblok en hindernis sal verwyder. Mag daar niks in ons lewens wees wat ons verhinder of weghou van U af nie. Here, ons is lief vir U. Ons glo in U. Ons aanvaar U. Maar help ons en kom ons ongeloof tegemoet. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Dit raak baie makliker om hier voor te staan en te preek. En dis ironies, want dis 'n soort van deel van my werk, vir die wat nie geweet het as 'n predikant, en moet 'n mens dit nogals gereeld doen. Maar die realiteit is van, wanneer ons die woord optel, dan besef ons eintlik hoe baie dit van ons vat, om te doen wat hier staan. Christus se boodskap is nie 'n ingewikkelde boodskap nie. Maar dit is tog so moeilik om toe te pas partykeer. Ek dink is so eenvoudig, ek kan dit vir Amelia, my 5-jarige leer. Moet lief wees, praat vriendelik, sê dankie, deel Jesus. Dit is so eenvoudig, maar ons sit hier met verskeie ouderdomsgroepe en tog sien ons dat ons nog steeds sukkel met daai beginsels partykeer. Partykeer wil ek nie dankie sê. Partykeer wil ek 'n kwaai woord sê. En dit is waar dit baie keer uitdagend raak vir ons. Maar nou wil ek julle herinner aan ons skriflesing in 2 Korintiërs 5 vers 14. En ek moet myself terughou hierso, want ek is geneig om te vinnig te begin praat, want ek raak opgewonde. En ek weet daar's 2 tolke wat aangaan, een Engels toe en een doofstom toe. So ek moet rustig wees. Maar dan moet ek ook die tyd ophou, want ons het 'n vol program. So julle sal geduldig wees met my. Kort versie. Want die liefde van Christus dring ons. The love of Christ compels us. En dan begin die vrae in my gedagtes inkom van, hoe getuig my lewe van Jesus vandag? En miskien wil ek die vraag uitgooi hele kant toe en miskien vra, hoe getuig julle lewe van liefde vandag? 'n vriendelike woord, 'n glimlag, 'n helpende hand, mekaar wag, 'n geldjie gee, iemand oor die pad help, my werk ordentlik en betyds doen, myself afkoel voordat ek my koel verloor. Maar ek wil dit verder vat, want dan begin dit dieper raak, is ek werklik bereid om die mate van liefde wat Jesus kom wys het vir ons uit te leef. Nou, dit was gesing, as julle mooi geluister het na die woorde, na dit wat so mooi is wat Jesus kom doen het, is ek bereid om dit uit te leef. Nou, vandag is hier 'n tafel gedek en daar's 'n bad vol water vir mense wat besluit om hierdie lewe te leef. En dis eintlik interessant, want die besluit vandag is 'n besluit wat die res van hulle lewens gaan beïnvloed. Maar nou wil ek julle aandag trek weer eens na hierdie wonderlike versie toe wat op die skerm is, van die liefde van Christus dring ons. Liefde. In die Grieks is dit onvoorwaardelike, selfopofferende, onophoudelike liefde. Dit is 'n liefde wat ondeurgrondelik is. Dis 'n liefde wat eintlik volgens Paulus 'n kopbesluit is en nie gevoel gedrewe is. Want ek is lief vir ons land of die bokke in die een asem, en wanneer hulle verloor, dan is ek minder lief vir hulle. Ek is lief vir pizza, maar wanneer die pizza gebrand is, dan is ek skielik nie meer lief vir pizza.
Maar wanneer ons lees hierso van die liefde, dan is dit nie 'n gevoelgedrewe proses nie. Hierdie is 'n besluit wat ek is lief, omdat ek gekies het om lief te hê. Met ander woorde, die mense hier rondom julle wat partykeer soos kaktusse is, soos stekelrig en prik ons, ek het gekies om julle lief te hê. Nou mag julle sê, ja, maar ek ken van julle nie eers nie. Dis waar. Ek het van die mense hier vandag vir die eerste keer ontmoet, maar ek kies nog steeds om lief te hê. En nou kom ek terug na die versie toe, want die liefde van Christus dring ons. Daar kom die vraag in. Dring my tot wat? Waartoe dryf hierdie liefde my? En nou wil ek julle aandag vat, as julle kyk na die volgende versie, in vers 15, dan gaan Paulus verder, nou begin dit bietjie meer kompleks raak, omdat ons van oordeel is, dat as een van vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het. En hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Neem 'n oomblik. Kyk na daai versie. Besef die implikasie van daai versie. Iemand vir ons gesterf, wat ons nie verdien het. Maar dit gaan verder, as ons mooi gaan kyk, dan sien ons ook dat die lewe wat ek leef, word nie meer vir myself geleef nie, maar dit word nou geleef vir hom wat vir my gesterf het. Nou vandag is 'n dubbel loop haal gebeur situasie. Ons het die nagmaal aan die een kant, waar ons weer eens besef, ons kan nie self nie, ons is oorgelewer aan Christus, en aan die ander kant ons die doopbad, wat ons ook besef, is mense wat kies om hulle lewe oor te gee. En dis presies wat die doop is. 'n Keuse om te sê, nie ek nie, maar Jesus in my. Ek besef wat Jesus vir my gedoen het, en ek wil alles oorgee. Ons het in die Sabbatskool gepraat van een woordjie, afhanklikheid. Afhanklikheid van die Here. En nou besef ons dat hierdie is Paulus tegnies, as ons mooi gaan lees, sy derde brief aan die kerk in Korinthe. Ons het net 2 opgeteken. Wat is sy derde brief? Hierso in 1 Korintiërs het hy al reeds begin die mense gewoond maak aan die idee, as julle gou kyk na 1 Korintiërs hoofstuk 13 vers 4 tot vers 7, dan begin hy eintlik die kerk al reeds aanwakker tot 'n hoër standaard van lewe. Die liefde in vers 4 is lankmoedig. Of in plainweg Afrikaans is geduldig. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie, dit is nie opgeblaas nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie, dit soek nie sy eie belang nie, dit word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie, dit is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Liefde bedek alles, dit glo alles, dit hoop alles. En wat? Dit verdra alles. As ons mooi gaan lees, dan gaan hy aan om te praat van liefde, dek en menigte van sonde selfs. En dan vraag ek myself af, Edrich, is dit die vlak van liefde wat ek het? En ek kan nie voorstaan, ek kan vir julle sê, natuurlijk. Dis Edrich daai uitgeklap. Tenminste, dis wat ek graag wil wees. Want ek beloof julle, ek sukkel partykeer om alles te verdra. En die ding wat ek baie keer die eerste sukkel om te verdra is mense. Daar's 'n rede, julle, hoekom Noag net hier op die ark gevat het. Dit is moeilik baie keer om met mense te werk. Ons sit nie met verskillende persoonlikhede, agtergronde, geslagte, ervarings, en nou kom ons en ons gooi hierdie mense almal in een pool, en die realiteit is, ons gaan nie altyd oor die weg kom nie. En ek gaan ook vir julle sê, confession time van die spreekstoel af, ek gaan nie eens noodwendig altyd van julle hou. Maar dis ook okay. Ek hoef nie altyd van julle te hou nie, en ek weet julle gaan nie altyd van my hou nie. En weet julle, hoekom is dit okay?
En die liefde van Christus dring my tot 'n hoër standaard van lewe. Ek hoef nie van julle te hou om julle lief te hê. Julle hoef nie van my te hou om my lief te hê. Laat dit net gou-gou insig. Besef net gou-gou die realiteit van wat ek sê. Want ons is geneig om te dink ons moet lyk asof alles okay is en we gotta fake it till we make it. Maar die realiteit wat Paulus eintlik ons na toe roep en by implikasie God ons eintlik na toe roep, is om lief te hê, ondeurgrondelik, maak nie saak hoe moeilik of uitdagende situasie is nie, maar daai liefde kan nie wankel. So al voel ek seer gemaak en al voel ek verwerp en al voel ek frustreerd, gaan ek nog steeds kies om lief te hê, want die liefde glo alles, bedek alles en verdra alles. Nou wil ek julle terugblaai om julle Bybels te gaan, of vra om terug te blaai in julle Bybels na 2 Korintiërs hoofstuk 5 toe. En ek wil julle uitnooi om te kyk na die realiteit van wat Jesus eintlik hier kom doen. En Paulus begin uitbrei. Ons het nou klaar gelees van een man wat al reeds vir almal gesterf het, maar as ons kyk na vers 18, dan begin dit 'n bietjie dieper gaan. 2 Korintiërs 5 vers 18. En dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het, deur Jesus Christus, en ons die bediening van die versoening gegee het. Ons word versoen. Ons word by mekaar uitgebring. Gaan verder, as ons kyk na vers 19, waar is ek nou, dit is vers 19, ja. Naamlik, dat God in Christus die wêreld met homself versoen, het deur hulle misdade nie toe te reken nie, en die woord van die versoening aan ons toe te vertel. Hoekom lees ek hierdie 2 versies? Het Christus met my gewerk soos wat ek verdien? Het Christus met julle gewerk soos julle verdien? Maar ek is baie vinnig om julle te hanteer soos julle verdien. Nee? Ek sien julle en ek hanteer julle soos wat julle verdien. As jy wil dom wees, moet jy dom wees, dan moet jy maar voel. En dan besef ek skielik, dis nou Jesus gewerk het. Nou wil ek julle uitdaag, blaai gou terug na vers 17 toe. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan en kyk, dit het alles niet geword. Nie meeste nie die meerderheid daarvan het niet geword nie, dit het alles niet geword. Ek is 'n nuwe skepsel, ek is iets niets. Maar nou kom die implikasie hiermee. Ek moet begin leef soos die nuwe skepsel. Nou het ons vandag hier so herinneringe om ons te help hiermee, ons het nagmaal en ons het die doop, wat ons herinner om wesenlik onsself oor te gee, sodat ons kan sterf vir die ou self en die nuwe skepsel kan aankleef. Het julle gewonder hoekom ons relatief gereeld nagmaal doen? Dalk nie miskien so gereeld soos ons moet nie, dis 'n storie vir 'n ander dag. Maar het julle gewonder hoekom ons gereeld nagmaal doen? Want ons as mense is maar redelik vergeetachtig. Ons vergeet baie keer wat die implikasie is van ons besluit. Ek wil gou vra dat hulle afgaan na vers 20 toe, hier op die skerm. 2 Korintiërs 5 vers 20. Ons tree dan op as gesante. Ek hou van die Engelse vertaling, ambassadeurs. Ons tree op as ambassadeurs om Christus wil. Let wel, ek tree op in 'n nuwe manier van optrede, nie vir julle wil nie vir my wil nie,
vir Christus se ontwil. Want die Here weet, nie een van ons twee partye verdien dit. Ek doen dit vir Christus ontwil, maar nou gaan Paulus verder en hy sê, asof God deur ons vermaan, en weer as ek verkies die Engels, hy pleit met ons. Ons bid julle om Christus wil, weer eens, tweede keer in die versie, laat julle met God versoen. Ons tree op as ambassadeurs. Wanneer ons hierdie kerk verlaat, dan tree ons op as mense wat Christus aan 'n wêreld moet bekend maak. En ons kernboodskap, ons kernrede vir uitgaan om Jesus te gaan verkondig is wat? Asseblief, ek smeek jou, ek pleit by jou, kom na Jesus. Maar weet julle waarmee is ons gemaklik? Kom ons hou Bybelstudie. Toestand van die dood. Profesie. Kom ons kyk gou hierna. Weet ons is gemaklik om die verse uit te gooi en ek sal dit uitdeel want dit is gerieflik vir my want ek kan 'n kliniese afstand behou van julle af sonder om betrokke te raak. Maar nou vra Paulus ons om betrokke te raak en ons moet pleit versoen asseblief om na Jesus. Maar dis 'n gelaaide term. Want ambassadeurs, is dit net ambassadeurs 8 tot 5. Hulle woon in 'n vreemde land waar hulle nie eintlik behoort nie. Hulle praat namens daai land, hulle tree op namens daai land. En ons vind onsself in dieselfde bootjie. Ek hoort nie hier. Nie Pietersburg nie Suid-Afrika nie die wêreld nie. Ek is 'n burger van 'n koninklike, 'n hemelse koninkryk. Ek hoort nie, maar ek verteenwoordig dit wat Christus kom bring het vir 'n wêreld wat ek ken. So nou kom ons vandag en ons kyk na hierdie pragtige dienste wat ons gaan hê met nagmaal en die doop en ons word herinner aan die realiteit dat ons nie eintlik deelagtig is in die wêreld. Elke liewe een van ons wat hier sit het vandag opnuut 'n besluit om te maak. Gaan ek optree as 'n ambassadeur vir Christus? Of gaan ek iets anders promoveer in die wêreld? Gaan die liefde wat Christus my weer lief gehad het my bring tot 'n ambassadeur wees vir Jesus? Of gaan ek maar terugtreë en iets anders verdoen? Nou ek wil julle vra dat wanneer julle gaan en deelneem aan die nagmaaltafel en die 3 dopelinge wanneer julle onder die water gedompel word, dat julle werklik waar weer eens sal kom en ek in kluis met die nagmaal en sal sê, Here, ons sterf vir self en staan opnuut op in Christus. Afhanklik, heeltemal oorgegee aan dit wat Jesus sin is. So ja, ek wil julle uitdaag, kyk om julle, kyk agter julle, die gesigte wat julle sien, is die mense vir wie ons moet omgee, lief hê, ondersteun, is die mense vir wie ons moet bid, is die mense vir wie ons moet omgee. En daar's dalk mense wat ons die eerste keer ontmoet en dit is goed so, dit is reg, ek is opgewonde daaroor, dit is my lekker. Maar dit kan nie vandag wanneer ons hier uitstap, eindig nie. Vir party mense is die realiteit baie groot dat hulle liefde gaan nodig hê. Die Johnson gesin gaan 'n begrafnis hê en ons gaan hulle ondersteun tot en met die begrafnis, maar die ondersteuning moet aanhou selfs na die begrafnis. Dalk selfs miskien veral na die begrafnis. Ons van die mense wat vir die eerste keer in die gemeente instap vandag, ons van die mense wat dalk weer in die gemeente instap. Kom ons gee om. Ons wys liefde. Hoekom? Kan ek vra dat julle dalk weer die skerm opsit op ons skriflesing 2 Korintiërs 5 vers 14. En julle kan hom dalk ophou vir die lengte van die diens. Die liefde van Christus dring my om dit te doen. Ek kan nie anders nie. Ek is moeg. Die jaar is amper klaar. Ek is emosioneel uitgeput.
Dis nie maklik nie. Daar's werk wat moet klaargemaak word, daar's werk wat moet oorgedoen word. Ons almal voel dit. Maar die liefde van Christus dring my om te leef vir Christus. Ons gaan mekaar frustreer, die liefde van Christus. Ons mag ook op tone trap, die liefde van Christus. Ek kies vandag om liefde te leef. En deur daai keuse te maak en wat ons saam die nagmaaltafel voor gaan gebruik, dan daag ek julle uit asseblief as julle sien ek leef nie Christus nie. Dat weet my. Asseblief. Sê vir my. Hoekom? Die liefde van Christus dring julle om vir my te laat weet dat liefde nie in my lewe gesien word. Daar is te min tyd in die wêreld oor om nie in liefde te wandel nie. Ons kan nie meer so aangaan. So ek gaan vra dat wanneer ons na agter toe gaan en voetewassing gaan doen en dan nagmaal gaan deelneem, dat ons werklik waar liefde as die kernpunt sal hou. Vir die van julle wat wil weet, as 7 is dan ons beoefen oop nagmaal, so dis ook vir almal. Jy hoef nie gedoop te wees nie. Asseblief kom, die vrouens gaan agter toe kom. Agter my, die mans gaan agter julle gaan. Gryp iemand, as julle onseker voel en julle voel skaam, is okay, kom kyk hoe dit gedoen word. Vorm deel van die gebruik. As julle wonder waar ons die idee van voetewassing vandaan kry, as ons in Johannes gaan lees, dan lees ons baie mooi hoe Jesus sy kleed uitgetrek het, om sy middel vasgebind het en sy disippels se voete gewas het. En toe Petrus opspring en sê, Here, nee, ek nie. Dus Jesus baie duidelik dat die realiteit is, as ons nie bereid is om mekaar te dien nie, as ons nie bereid is om mekaar voor om te gee nie, hoe kan ons deelagtig wees in dit? So kom ons vier die nagmaal vandag, met die wete wat Jesus in ons lewens doen. Voordat ons gaan skuif die voete was, gaan ek vra dat ons saam bid, en dan kan die vrouens agter my en die mans in die saal by mekaar. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons is lief vir U. Met alles binne ons is ons lief vir U. Maar Vader, dit is partykeer so moeilik vir ons om oor te gee en afhanklik te wees, want ons word geleer en gedryf in hierdie samelewing om onafhanklik te wandel. En skielik word ons gesê ons moet oorgee. Dit kom nie van ons natuurlik. Dit is moeilik. Maar Vader, ons weet dat met die inwoning van die Heilige Gees is alles moontlik. Ons bid dat U ons sal help met hierdie proses. Want ons wil deel wees van Jesus se bediening, want ons vra dat ons asseblief sal optree soos gesandte, ambassadeurs. Dat ons nie sal skaam of vreesagtig wees nie, maar dat ons sal roem in dit wat Jesus gedoen het. Seën ons nou asseblief, dat ons 'n seën mag wees vir ander. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons bid dit asseblief, ons bid dit sal wees. Mag ons nie net dit ernstig en swaar vat, maar ook juigend en jubelend om te weet dat dit Jesus gedoen het, is eintlik genoeg rede om blydskap in ons lewens te laat voortgaan. Hier is ons Here, neem ons lewens. Ons bid dit in Jesus naam. Nadat hy gedank het hy dit gebreek en gesê, nee, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Dan vers 26 wat ek julle aandag aan wil trek, want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Hier is nie net 'n eenmalige gebeurtenis nie, maar is iets wat getuig van die Here se impak in ons lewens, totdat Jesus gaan terugkom op die wolke van hemel. Mag ons werklik waar nadenkend die tafel gebruik en ook opreg vra die Here ons sal voorberei vir sy binnekort terugkom op die wolke. Ons prys ons te verlos. En hoe wees die jakkes na vore.
almal bedien. Om ons word deelagtig van dit wat Christus vir ons gedoen het, in ons kerk staan. Die diakonesse kan voor te roep net op die tafel vir ons die tekst sal het waardeer word. En dan terwyl dit gebeur, kan ek dalk vra dat die doopkandidate so lank begin regte om vorentoe te kom. Ons doen dit 'n bietjie anders vandag vir 'n paar redes. Ons natuurlik is bewus daarvan dat daar gehoor uitdagings is, maar dit is nou baie uitdagend. So ons geloofsleiers sê dat ek glo in God die Vader en sy Seun Jesus Christus en in die Heilige Gees. Ek aanvaar ook die dood van Jesus Christus op Golgotha as die soenoffer vir my sondes. En ek glo dat ek deur geloof in sy gesorgde bloed van sonde en straf gered word. Ek verslaan die wêreld in sy sondige weë en het Jesus Christus as my persoonlike saligmaker aangeneem. En ek glo dat God om Christus ontwil my sondes vergewe en aan my 'n nuwe hart gegee het. Ek aanvaar ook die geregtigheid van Christus. Ek erken hom as my voorspraak in die hemelse heiligdom en maak aanspraak op sy belofte om my deur sy inwonende Gees te versterk, sodat ek die krag kan ontvang om sy wil te doen. Ek glo dat die Bybel die ingegewe woord van God is en dat dit die Christen se ewigste reël vir geloof en gedrag is. Want ek die Here met geheel my hart liefhet, neem ek my voor om deur die krag van die inwonende Christus God se wet van die 10 gebooie te onderhou, met begrip op die 4de gebod, wat beveel dat die 7de dag van die week as die Sabbat van die Here gevier word. Die naderende wederkoms van Jesus is die salige hoop in my hart, en ek is vasberade om gereed te wees om my Here te ontmoet en om alles in my vermoë te doen om sy liefdevolle verlossing te getuig en ander deur my lewe en my woorde te help om vir sy verskyning gereed te wees. As jy dan omdraai, kan jy sien op die agterkant van my verder. Ek aanvaar die Bybelse leer met betrekking tot die gawes van die Gees en ek glo dat die gawe van profesie een kenmerk van die oorblyfsel kerk is. Ek glo aan kerkorganisasie en is voornemens om die kerk met my diene, my offergawe, my werk en my invloed te ondersteun. Ek glo my liggaam is aan die tempel van die Heilige Gees en ek sal God vereer deur daarvoor te sorg. Ek sal my onthou van die gebruik van alkoholiese drank, narkotika, tabak en watter voortkortel en van voedsel wat God as onrein besef word. Ek ken en verstaan die fundamentele Bybelse beginsels wat deur die 70 Adventiste Kerk gevorder word en is voornemens om my lewe deur die genade van God volgens hierdie beginsels te stig. Ek aanvaar die Nuwe Testamentiese leer aangaande die doop deur onderdompeling en ek begeer om op hierdie wyse gedoop te word, as openbare bewys van my geloof in Christus en sy vergifnis van my sondes. En laastens, ek glo dat die 7de Adventiste Kerk die oorblyfsel kerk van die Bybelse profesie is en dat mense van elke nasie, ras en taal genooi word om daarin gemeenskap te hou. Dit is my begeerte om dan lid te word van hierdie gemeente van die wêreld. As julle saamstem met hierdie 13 beginsels, kan julle ja sê of 'n duim opwys. Die gemeente het dit getuig van. Dankie. Ons gaan hulle geleentheid gee om agter te gaan om
gaan hulle self regte maak vir die doopwaters. Dit gaan die jagers ook kans vir die doopbad reg te kry. English of Afrikaans wat jy prefer? English of Afrikaans? What do you prefer, English or Afrikaans? English. Okay. Om Lawrence te vra dat ek voortgaan in Engels. Hy is geriefliker daarmee, so we're going to switch to English for his sake. It is a joyous day with Uncle Lawrence, and I am wondering if you'd like to say a few words. I'm putting you on the spot. He's a bit overwhelmed, and we are joyous with him. And moed is droog. But Uncle Lawrence, because you have accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, and because you have decided to dedicate and commit your life to Him, it is a privilege and an honor to baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
Pluck your nose with this one. Hold your nose. Try to rise on your trees. I'm going to dip you. You're going to be okay. Can you fall off the chin? No, I'll prevent it. Amen. Good. Amen. Okay. Thank you. God bless. Can I give you a hug? It's fine. I'm also wet. I can close off. Kom ons sing saam van lied nummer 2. Gavin, omdat jy die Here Jesus aanvaar het as jou verlosser, is dit my eer om jou te kan doop. In die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Omdat jy die Here aanvaar het, Annelies, as jou verlosser en zaligmaker, is my voorreg om jou te kan doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Terwyl hulle regmaak, sal ek my taak versuim as ek nie sou vra of daar nog mense in die gehoor is wat 'n begeerte het om hulle lewe aan die Here oor te gee. Nou die aard van die saak, ons gaan nie vandag noodwendig doop nie, maar ek dink as daar mense is wat die begeerte het om hulle lewe aan die Here oor te gee, kan ons vra dat julle dalk staan en dat ons kan weet hoe ons die pad vorentoe met julle kan stap. Maar as daar enigiemand is wat daai begeerte het, gaan ons net so 'n minuut gee dat ons net kan vra dat julle bid julle harte ondersoek in verband met daai besluit wat geneem het. Amen. Prys die Here vir daai besluit. Dit is 'n amazing begeerte om hierdie pad met die Here te kan wandel. Dankie, ek gaan vra dat die kerklede net kyk wie hulle is, dat ons hulle met liefde omvou en kan saamtrek in hierdie familie. Baie dankie julle. Ons sal julle nie hierdie krake laat val. Prys die Here. Dankie. Voordat ons dit saam bid en dan kan ons aangaan met die diens. Hemelvader, ons is geseënd vandag om in die huis van aanbidding te wees. Wat 'n voorreg om nagmaal en 'n doopdiens op dieselfde dag te kan vier. En Vader, U ken ons almal se harte. Die van ons wat al reeds ons lewe aan U gegee het, die wat nog die besluit moet maak, en selfs die twee wat gestaan het, Here, om te sê hulle wil graag ook gedoop wees. Vader, dit is 'n opwindende tyd en ons wil dit nie verkleineer of
selfs verontagsaam nie, ons wil daai besluit kan eer. Mag ons hulle omvou in die liefde en omgee. Mag ons die pad saam kan stap. Vader God, ons is opgewonde om te sien wat U doen in hierdie gemeente en in Pietersburg as 'n geheel. Wees in ons midde en mag ons ambassadeurs wees van liefde, van Christus in 'n dorp wat U dalk nie so goed ken of dalk selfs glad nie ken nie. Ons bid dat U ons sal gebruik. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Baie dankie. Asseblief, na my koortloos en afhaal. Karen en Annelies, julle is nog nie klaar nie. Julle kan aankom. Ek het nou klaar julle doopsertifikate vir julle gegee. So ek het die kat voor die verre gespan. Maar ek dink deel van die belangrikheid van die hele proses is om ook vir julle te kan bid. Dit is belangrik dat ons julle opdra aan die Here en toewy. Ek vra dat al die geordende ouderlinge asseblief na vore kom. Dit hoef nie 'n diens te wees heiliglik nie, maar al die geordende ouderlinge asseblief. Kies. Daar weer op die toondag. Dan gaan ek vra dat ons 'n kring maak soos wat ons kan rondom die 3 nuwe lede in Christus. En ek gaan vra dat julle 'n hand op hulle sal neerlê terwyl ons 'n seën oor hulle uitspreek asseblief. Okay. Ons gaan net so staan, dis reg. Hemelvader God, wat 'n voorreg is dit om in die teenwoordigheid te kan wees. Here, ons het 3 nuwe lede in Christus. Ons het vir Lawrence, ons het vir Gavin, ons het vir Annelies, wat 'n besluit gemaak het om ten volle vir U te leef. Vandag het hulle die ou self neergelê en is nuwe skepsels opgestaan. Vader, U het hulle begin hervorm. En dis 'n proses wat 'n lewenstyd gevat. Maar ons weet U is getrou. U sal hulle omhoog hou, versterk, bemoedig, die nodige wysheid en kennis en insig gee. Vader, ons wil bid dat U die Heilige Gees vir ons sal uitstort. Gebruik hulle in 'n kragtige manier, sodat hulle U werk, U koninkryk kan versprei. Mag mense wat na hulle kyk, U kan sien. Mag hulle liefde uitstraal. En Vader, wanneer hulle moontlik alleen voel, wanneer hulle te neergedruk voel, frustreerd voel, of selfs seergemaak voel, omvou hulle in die liefde. Maar Vader, hier is ook 'n gemeente wat vir hulle hier kan wees. So die mense wat hierdie dag aanskou het, is nie net toeskouers nie, hulle is deelnemers in hierdie 3 se lewe in Christus. Mag ons die verantwoordelikheid opneem as gemeente, om hulle te koester en te help groei in U. Ons dra hulle en die hele gemeente in die hande in op. Maar Vader, vir die 3 wat hulle reis opnuut begin het, wil ons beskerming het, teen die aanslag van die duiwel, dat hulle beskerm sal word, deur 'n laer engele. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. En dan voor julle afgaan, het ons dit as 'n gemeente iets kleins vir julle, om die dag te gedenk, dat julle dit altyd sal onthou.
Dit is 'n pragtige dag as ons mense het wat die besluit neem om 'n lewe aan die Here oor te gee. Maar soos ek in die gebed gesê het, is dit nie net 'n dag vir hulle nie, dis 'n dag vir ons as gemeentelede ook. Ons het 'n verantwoordelikheid, amper die woord gebruik in plig, om hierdie 3 mense nie hierdie krake te laat glip nie. Ons het 'n verantwoordelikheid om vir hulle omgee en liefde en ondersteuning te wys. As ons sien hulle is hartseer of sukkel of teneergedruk, wees daar as 'n helpende hand. Moenie toelaat dat die duiwel 'n wig inbring tussen ons en hulle of onder mekaar. Kom ons gee die duiwel nie sy sin, want al wat hy wil doen, is skeiding bring. So terwyl hulle paadjie afmaak, wil ek vra dat ons miskien die slotlied sal sing. So kom ons staan saam, dan sing ons die 150, vul my, o Gees van God. Vul my met die lewe weer. Ons kan almal dit saam sing in vreugde vandag. Groot Hemel God en Vader, wat 'n geseënde dag is vandag nie. 'n dag waar ons kan jubel en juig saam in die hemel, omdat 3 mense opnuut besluit het om hulle lewe met U te wandel. Dit is so vars, dit is so mooi, dit is so onskuldig, dit is so rein. Mag dit so bly. En vir ons almal wat al reeds daai besluit gemaak het, die wat nog die besluit moet maak, en die wat self onseker is of hulle die besluit moet maak. Vul ons, o Gees van God. Mag ons met U die weg wandel en weet dat U is getrou, te midde van alles. Seën ons, Vader, dat ons 'n seën mag wees vir ander. En ons bid 'n seën oor elke persoon hier, dat ons hierdie plek veranderd sal verlaat. Dat ons U sal uitleef in liefde. Want soos ons gelees het, die liefde van Christus dring ons. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen.